Goeiemôre geliefdes van Gees Park gemeente. Ek groet u die lieflike naam van Jesus Christus. Ons is steeds in Hebreërs 12 en ons het gister gepraat van dat mens baie goed moet begin in hierdie wedloop waarvoor ons ingeskryf is. Ek wil vandag vir u 'n bietjie praat oor die tussengedeelte, daai tussen die afskop en die einde, tussen die begin en die einde. Nou albei die momente van begin en einde is baie belangrik, maar tussenin is die groot gedeelte, dis die lang gedeelte. Nou die Engelse praat van run with endurance. Ek dink is belangrik dat ons verstaan dat ons met volharding moet praat. Hy sê, laat ons met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. Dit is baie belangrik geliefdes dat ons sal volhard. Laat ek dit vir u so stel. Die Christen wedloop is 'n ewige saak. Jy skryf in en jy gaan hom doen tot die dag dat jy doodgaan of die dag dat Jesus kom ons toe kom haal. Dis 'n ewige wedloop en dan moet ons in hom volhard. Nou hier's in hierdie tussentydperk, tussen die begin en die einde, is daar soms opdraandes en afdraandes en daar's regtig moeilike terrein, maar ek wil vandag vir u sê, moenie die afdraandes miskyk nie. Pastor Beneke het jare terug 'n ding gesê wat ek my eie gemaak het. Hy het gesê, if the devil can't hold you back, he will push you over. En ek wil dit vergelyk met die afdraandes. Wanneer die duiwel sien dat jy gaan volhard, dan wil hy dit so lekker maak dat jy met goed weghardloop. Dit laat my dink aan die gelykenis van die saaier, waar die saad gesaai word op die rotsagtige grond. En dan kom dit baie vinnig op, maar daar's nie standhouding in dit nie, daar's nie endurance nie. En dan sak die ouens uit. Hulle het so goed begin. Dit het gelyk of hulle fenominale evangeliste gaan word. Dat of hierdie mense die wêreld vir Jesus Christus gaan omkeer. So goed begin hulle. Maar hulle hardloop te vinnig. Geliefdes, as jy met mense praat wat hierdie Comrades marathon hardloop, hierdie ultramarathon van Suid-Afrika praat, en jy praat met gesoute atlete, dan sal jy vind dat van daai atlete vir jou sal sê, hulle verkies om eerder die ophardloop, dis die een wat meer opdraan as afdraan het, op te hardloop is af. Omdat wanneer jy met die afdraan hardloop, daai briek die bene verskriklik seer te kan maak. Geliefdes, die Christenskap is nie vir 'n dag nie. Dis vir altyd. En ons moet dit onthou. En in hierdie wedloop gaan daar strawwe tye kom. As ek vir u kan sê, as jy Matteus 24, Lukas 21, Markus 13 lees en ook 2 Timoteus 3, die eerste 5 verse lees, dan sal jy agterkom dat daar in hierdie wedloop aan die einde baie swaar tye sal kom. Ek lees vir u Timoteus 3 vers 1. Hy sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En dan gee hy die redes vir die swaar tye in vers 2 tot 5. Geliefdes, ons moet vashou. Ons moet nie dink omdat dit so goed gaan, dat ons okay is nie. Soms wanneer dit te goed gaan, is jy op 'n afdraande pad. En is dit maklik om jou oë van Jesus af te hou. Geliefdes, wanneer dit goed gaan of wanneer dit sleg gaan, kom ons hou ons oë op Jesus Christus. En ek wil vir sê, veral in hierdie grendeltyd. Hierdie grendeltyd is vir my baie swaar. En daarom het ek nou veral nodig om my oë absoluut op Jesus te fokus. My oë gefestig op Jesus, my leidsman en die volëinder van my geloof. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Kan jy sien, Jesus Christus het deur 'n geweldige stryd gegaan, sodat hy, omdat hy geweet het dat daar vir hom 'n prys weggelê is, en nou sit hy aan die regterhand van die Vader. En dis hoekom hy bereid was om strawwe tye, kwaai tye te belewe vir dit wat die belofte inhou. En daar's ook 'n belofte vir my en jou, dat as ons volhard tot die einde toe, sal ons die prys bekry. Sal ons die prys verkry. Kom ons bid saam. Ag Here, seën die mense van Morep Park. Gee dat ons mense sal wees wat sal leer om te volhard en dat ons nie sal met goed weghardloop nie. Is my gebed in Jesus naam. Amen.